Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek wil net vir jou baie dankie sê vir die tyd wat jy uit jou besige skedule vat om na my boodskap te luister. Weet net dat dit vir my en Ina baie beteken. En ek is seker dit maak ons Here Jesus se hart ook baie opgewonde. Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord uit te dra. U woord maak my so opgewonde, Here, want daar's elke keer nuwe goed. En u woord is lewendig, en u woord is kragtig, en u woord het vandag nog die lewe en die krag om my en ander mense se lewens te verander. En u is aanhoudend besig om nuwe insigte, nuwe waarhede en nuwe openbarings met ons te deel. Ons kan net nie genoeg kry van u woord nie. Ons wil net vir u sê, dankie vir die lewe waaraan u woord is. En dankie dat ek u woord in my hande kan vashou. Wat 'n voorreg. Ons eer u awesome naam. Here, kom vandag en maak u woord net lewendig in ons harte. En bring die openbaring wat slegs u Gees kan bring. In Jesus naam. Amen. Nou, ons het met die vorige boodskap begin kyk na ons identiteit in Christus. En meer spesifiek, dat ons bestaan uit gees, siel en liggaam. En ons het gesien dat met wedergeboorte ons gees herskep is en nuut gemaak is. En die wonderwerk bo alle wonderwerke, dat ons wedergebore gees een is met God se gees. Ek wil net vandag een stapie terug gee. En net eers vir julle probeer verduidelik hoe pas die drie dele waaruit ons bestaan by mekaar in. Jou gees, jou siel en jou liggaam. Omdat hierdie nou 'n stemboodskap is, gaan ek jou vra om so 'n bietjie jou verbeelding te gebruik, want ek wil graag vir jou 'n prentjie skep in jou gedagtes. So probeer om 'n kort leertjie te sien met 3 trappies. Die onderste trappie verteenwoordig jou vlees en jou 5 sintuie. Jou reuk, sig, gehoor, smaak en gevoel. Die middelste trap jou siel, oftewel jou gedagtes en emosies. En die heel boonste trappie is jou gees. Ek gaan vorentoe baie terugwys na hierdie voorbeeld, so ek wil hê jy moet hierdie prentjie probeer onthou. Onderste trap jou vlees, middelste trap jou siel en boonste trap jou gees. Nou net voor ons verder gaan, daar's vir my 'n pragtige voorbeeld hiervan in die Ou Testament. Die tabernakel wat God die Israeliete laat maak het in die woestyn. En dan ook later die tempel wat Salomo gebou het. Hulle het beide bestaan uit 3 gedeeltes, naamlik 'n voorhof, 'n heilige en 'n allerheiligste. Die voorhof is waar die fisiese offers gebring is. En dit is waar al die fisiese, sienlike dinge gedoen is, wat dan ook ons vlees verteenwoordig. Alles wat ons fisies doen en wat ander kan sien. In die heilige deel is ook sekere take verrig, maar slegs deur 'n uitgesoekte deel van die priesters. So die volk het 'n idee gehad wat daar gebeur, maar kon dit nie sien nie. En dit verteenwoordig ons gedagtes, ons siel, die middelste trap. Net jy weet wat daar aangaan. Deur wat jy uiterlik doen, kan mense 'n idee kry van wat jy dink, maar hulle sal nooit presies weet nie. Maar jou gedagtes is ook die skakel tussen jou vlees en jou gees, wat deur die allerheiligste verteenwoordig word, die heel boonste trap. In die allerheiligste is waar God se teenwoordigheid was. Dit is waar hy persoonlik met die hoëpriester ontmoet het eenmal 'n jaar. En dit is ook van waar hy met Moses ontmoet het en met hom gesels het. En is hier waar die vergelyking vir my so mooi raak. Want voor wedergeboorte was daar 'n skeiding tussen ons gees en die gees van God. En voor Jesus was daar 'n voorhangsel wat 'n skeiding gebring het tussen die heilige en die allerheiligste. Tussen God se teenwoordigheid en sy mense. Die mens kon nie met sy dooie, sondige gees direk met God se gees kommunikeer nie, want sonde het veroorsaak dat daar skeiding tussen ons en God moes kom. En daai skeiding is verteenwoordig deur die voorhangsel in die tempel. Maar kyk hoe mooi is hierdie prentjie. Probeer hierdie tabernakel of tent van samekoms, soos dit soms ook na verwys word, in jou verbeelding sien. Hier in die dorheid van die woestyn, slap bang in die middel van die volk, 'n hardnekkige, sondige volk, laat God, die skepper van die ganse heelal, laat hy hier in die middel van hulle 'n tent oprig
want hy wil graag 'n verhouding met sy mense hê. Alhoewel as gevolg van hul sonde, hy nie face to face met hulle kan intiem wees nie, is sy hart en sy begeerte steeds om naby, om tussen sy volk te wees. En toe kom Jesus. En met sy kruisdood skeur die voorhangsel in die tempel en ons kry toegang tot die allerheiligste. Want die sonde wat in ons geheers het en die skeiding veroorsaak het en dit ook genoodsaak het, is weggeneem. En ons verkry toegang tot sy teenwoordigheid en tot sy gees. Omdat ons gees nuut gemaak is en sonde uit die weg geruim is. Ons het voorheen net op die eerste 2 trappies geleef, net in ons vlees en ons gedagtes, want ons gees was dood. Maar nou kan ons nie net toetree tot die allerheiligste nie. Ons kan nou vanuit ons wedergebore gees leef. Ons kan nou van die boonste trappie af leef. En indien jy gewonder het, waar op dese aarde kom jy aan al hierdie goed? Kom ons kyk net na 2 skrifte. Efesiërs 2 vers 1 sê vir ons die volgende. En julle het hy, en die woord verwys hier na God, en God het julle lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Hier is dit weer. Alhoewel ons nog 'n hartklop gehad het, sien God ons as dood, want hy kyk nie na ons vlees nie, hy kyk na ons gees. En ons gees was verwyderd van hom, wees ons misdade en sondes. En daarom sien hy ons as dood. Verwyderd van God is dood. Maar na wedergeboorte dan sê hy, en julle het God lewend gemaak. Hy sien ons nou as lewend, want hy het ons lewend gemaak. Kolossense 2 vers 13 sê, en julle, wat dood was deur die misdade en die onbesneedheid van julle vlees. Hier skryf hy duidelik hoekom hy ons beskou het as dood. En julle, wat dood was deur die misdade. Het hy, en hierdie hy is God, saam met hom, en dis Jesus, het God saam met Jesus lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Hier is so baie wat ek wil sê, maar ek wil my beperk tot die volgende. Jy is lewend in jou gees voor God, omdat hy jou al jou misdade vergeef het in Christus. Jy is nie lewend voor God omdat jy oulik is nie. Jy is nie lewend voor God omdat jy enigsins enige iets bygedra het nie. Jy is lewend voor God omdat Jesus al jou sonde gedra het. Gistersin, vandagsin en ja, jy beter dit glo, ook môresin. En jy het jou vertroue en geloof in hom gesit. Dis die enigste rede. Daar's geen ander rede nie. Dis nie omdat jy op 'n Kersfees vier dit nie. Dis nie omdat jy die Sabbat beter kan vier as 'n Jood nie. Dis nie omdat jy uit die nagmaalbeker drink en nie uit 'n kelkie nie. Dis alleenlik omdat in Jesus al jou sonde vergewe is en God jou daarom kon lewendig maak omdat jy in Jesus is. Jy is slegs lewend voor God in Jesus. En dis die eerste identiteit in Christus wat ek wil hê jy moet begryp. Jou gees is lewendig gemaak omdat jy in Christus glo en daarom sien God jou in Jesus. Buite Jesus is jy dood, maar vandag, omdat jy in Jesus is jy lewendig vir ewig. Prys sy heilige naam. Here, wat 'n voorreg, wat 'n gedagte, wat 'n identiteit, dat in Christus is ek lewend voor die lewende God. En dit het niks te doen met wat ek bygedra het nie. Al wat ek gedoen het, is om dit net te glo. Here, U het my dooie gees kom vat en dit in Jesus lewendig gemaak. En vandag kan my gees intimiteit beleef met U gees, want U woord sê ons is een. Ek kan by U hoor, ek kan met U gesels, ek kan met U net stil wees, want ons gees is een. Want U het in Christus gekies om my gees lewendig te maak. Wat 'n voorreg. Dankie Here vir U woord
wat dit vir ons kom wys. En dankie Here dat deur u woord ons vandag 'n vars bries van geloof kry. Ons is lewend in Christus. Dankie Here. Aan u al die lof, al die eer en al die dank van ons hart hiervoor. In Jesus naam. Amen. Geliefde, onthou om jou oog op Jesus te hou en jou neus in sy woord. Shalom.